Welkom terug by ons 10 dae van gebed met die tema ontketen. Ons is al by dag 5 en vandag se titel is Bekeer jou en vul jou met die Heilige Gees. 'n Pa het eendag opgemerk dat sy jong seun sukkel. Die seun het baie speelgoed, klere en selfs toestelle gehad, maar niks daarvan het hom blywende vreugde gebring nie. Hy het rusteloos geword, homself dikwels met ander vergelyk en soms selfs alleen gevoel ten spyte daarvan dat hy omring was deur baie goed. Een aand het die seun met trane in sy oë na sy pa gekom en gesê: "Pa, ek weet nie hoekom nie, maar ek voel leeg. Ek het gedink ek het meer goed in my lewe nodig, maar dit help nie." Die pa het saggies sy hand op sy seun se skouer geplaas en gesê: "My kind, die grootste geskenk wat ek jou kan gee, is nie iets wat jy in jou hande kan vashou nie. Dis iets wat jy in jou hart dra." Die volgende oggend, in plaas daarvan om vir sy seun nog 'n speelding of 'n toestel te gee, het die pa hom tyd gegee. Hy het by hom gesit, na sy bekommernisse geluister, stories uit sy eie lewe gedeel en hom geleer hoe om te bid wanneer hy alleen voel. Dag na dag het die pa sy seun die gawe van teenwoordigheid, wysheid en liefde gegee. Stadig het die seun se leegheid vervaag. Hy het besef dat wat hy die nodigste gehad het, nie meer besittings was nie. Dit was sy pa se leiding, liefde en versekering dat hy nooit alleen was nie. Uit hierdie storie kom maar 'n paar lesse. Een is, die mees benodigste geskenk is nie altyd materieel nie. Soms is dit wat ons regtig nodig het, liefde, teenwoordigheid en leiding. Die tweede punt is, 'n vader se rol weerspieël God se hart. Net soos die Vader sy seun gegee het wat hy werklik nodig gehad het, gee God ons sy gees, sy woord en sy teenwoordigheid. Geskenke wat ons ver bo enigiets materieels aan kan vashou. Derde ene is, ware geskenke voldoen aan die diepste behoefte. Hulle bevredig nie net 'n oomblik nie, maar hulle bring blywende vrede en vreugde. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons nooi U op hierdie oomblik uit om hier by ons teenwoordig te wees. Heer, verlig ons deur U woord terwyl ons U woord gaan studeer. Vul ons met die Heilige Gees, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons fokus-teks van vandag kom uit Handelinge 1 vers 4 tot 5. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Jesus het sy disippels beloof, as hulle geduldig wag, sal hulle gedoop word met die Heilige Gees. Dit is die vroeë reën, die vroeë uitstorting van die Heilige Gees om hulle te bemagtig om die evangelie werk te kan doen. Daarom het Jesus vir hulle beveel om geduldig te wag in Jerusalem, want hulle kan nie voortgaan met hulle sending as hulle nie die Heilige Gees ontvang het nie. Net so met ons vandag. Ons kan nie die ewige evangelie verkondig sonder die inwerking van die Heilige Gees nie. Maar die vraag is, hoe graag wil God hê dat jy die Heilige Gees moet ontvang? In Lukas 11 vers 11 tot 13 staan daar, en vir watter vader onder julle sal sy seun 'n brood vra en hy sal hom 'n klip gee? Of ook 'n vis en hy sal in plaas van 'n vis vir hom 'n slang gee? Of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skorpioen gee? As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Hier in Lukas 11 gee Jesus ons die belofte en versekering dat God weet ons het die Heilige Gees nodig. Net soos 'n vader weet sy kind kos nodig het of klere nodig het, dat
hy sonder versuim die Heilige Gees sal gee aan sy kinders as hulle hom daarvoor vra. Jesus het hierdie einste belofte vroeër ook aan sy disippels gegee in Johannes 14 vers 16 tot 17. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So kragtig kan God deur manne werk wat hulle geheel en al aan die beheersing van die Gees oorgee. Die belofte van die Gees is tot geen bepaalde eeu of ras beperk nie. Christus het verklaar dat die goddelike invloed van sy Gees tot die einde toe met sy volgelinge sou wees. Van die dag van Pinksterfees af tot nou toe is die trooster na almal gestuur wat hulle ten volle aan die diens van die Here oorgegee het. Tot almal wat Christus as hulle persoonlike saligmaker aangeneem het, het die Heilige Gees as 'n raadgewer, 'n heiligmaker, 'n leidsman en getuie gekom. Hoe nader gelowiges aan God gewandel het, hoe duideliker en kragtiger het hulle van hulle Heiland se liefde en reddende genade getuig. Die manne en vroue wat deur die lange eeue van vervolging en beproewing heen die grootste mate van die Heilige Gees in hulle lewens geniet het as tekens en wondere in die wêreld gestaan. In die teenwoordigheid van engele en mense het hulle die herskeppende mag van die verlossende liefde openbaar. Die Handelinge van die Apostels bladsy 49. Vandag in die eindtyd, meer as ooit het ons nodig om nader en nader aan God te leef. En meer as ooit het ons die invulling van die Heilige Gees nodig vir heiligmaking, om ons goddelike raadgewer te wees, om ons leidsman te wees en aan ons te getuig oor alles wat Jesus beveel het, sodat ons dit aan die wêreld kan oordra en getroue getuies vir Jesus kan wees. Kom ons keer terug na Lukas 11:13 toe en vergelyk hierdie teks met Matteus 7:7 tot 8. Waartoe nooi Jesus ons hier uit? Lukas 11:13 sê, en as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees aan die wat hom bid gee. Matteus 7:7 tot 8 sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Ons lees soveel keer Matteus 7:7 tot 8 en in die Christendom gebruik hulle hierdie teksverse om te bewys dat God jou hartsverlange sal gee. Of dit nou 'n huis of 'n motorkar of wat ook al kan wees. Maar as ons nou keurig kyk na die konteks en dit bestudeer, dan sluit dit aan by Lukas 11:13. Dat die vraag hierso gemik is op die gawe van die Heilige Gees. God nooi ons uit om hom te vra vir die gawe van die Heilige Gees. En deur die gawe van die Heilige Gees te ontvang, sal ons ook die gawes van die Gees ontvang, wat ons in staat sal stel om effektief te getuig van Jesus Christus. Die verloop van tyd het niks verander van Christus se afskeidsbelofte om die Heilige Gees aan sy verteenwoordigers te stuur nie. Dit is nie weens die terughoudendheid aan die kant van God dat die rykdom van sy genade na die mense op aarde vloei nie. Indien die vervulling van die belofte nie na wens geskied nie, is dit omdat dit nie behoorlik waardeer word nie. Indien almal gewillig was, sou almal met die Gees vervul word. Oral waar min aan die behoefte van die Heilige Gees gedink word, daar is geestelike droogte, geestelike duisternis, geestelike verval en geestelike dood. Wanneer minderwaardige sake die aandag in beslag neem, ontbreek die goddelike krag, wat so noodsaaklik is vir die groei en voorspoed van die kerk. Die krag wat elke ander seën met hom meebring, ondanks dit in oneindige oorvloed aangebied word. Handelinge van die Apostels bladsy 50. Dus as ons in ons kerke nie geestelike droogte wil lei nie,
nie geestelik wil sterf nie, moet ons meer aan die Heilige Gees dink, meer daaroor bid, en God sal sy belofte nakom om dit aan ons te skenk. Ons keer weer terug na ons fokusteksverse. Watter woord gebruik Jesus om die koms van die Heilige Gees te beloof? Handelinge 1:4-5, ons fokusteks sê, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle beveel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Jesus gebruik die woord belofte, wat van die Griekse woord evangelia afkom. Dit beteken letterlik 'n belofte. En Petrus gebruik hier dieselfde woord toe hy sy preek gelewer het in Handelinge 2:33, net na die uitstorting van die Heilige Gees, en hy verduidelik het dat dit wat hulle nou beleef, is die belofte wat God nagekom het. Dit gee ons hoop dat God sy beloftes sal nakom, en dat hy spesifiek ons nie in die steek sal laat of alleen sal laat om die sending te volbring nie, maar dat hy sy belofte aangaande die Heilige Gees sal nakom. Handelinge 2:1-4 sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar, en daar kom skielik uit die hemel geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos vuur, wat hulle self verdeel op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. Met die uitstorting van die vroeë reën is die disippels gevul met die Heilige Gees, en met die vervulling kom 'n paar keer voor in die gedeelte. Maar hulle is nie net vervul nie, maar ook bekragtig om die evangelie van Jesus Christus die wêreld deur te verkondig. Om in ander tale te praat is nie net 'n willekeurige gebeurtenis nie. Dit is ook nie onverstaanbare tale nie, maar in ander nasies se moedertale. Dit wil sê dat daar 'n daadwerklike plan agter die gawe was. Die evangelie effektief die wêreld deur te kon verkondig in die moedertale van ander nasies. Kyk wat staan in Handelinge 2:6-8. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle in ons eie taal waarin ons gebore is? Dit het byvoorbeeld Filippus bekragtig om met die Ethiopiër op die pad te gesels oor Jesus. Petrus kon die evangelie na die Romeinse soldaat toe vat, en die goeie nuus van Jesus kon die wêreld deur versprei. Maar wat is nodig? Wat is die voorvereiste om die volheid van die Heilige Gees te ontvang? Nadat Petrus vir die menigte verduidelik het dat dit wat hulle gesien het gedurende die uitstorting van die Heilige Gees, het daar hierdie einste vraag opgekom. Handelinge 2:37-39. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen? Dit is gemik op hierdie uitstorting van die Heilige Gees. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat julle elkeen gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Petrus is duidelik, as ons die volheid van die Heilige Gees wil ontvang, moet ons deur 'n opregte bekeringsproses gaan. Ons moet gedoop word en ons sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, omdat dit die kinders van God toekom.
Aangesien dit die middel is waardeur ons krag moet ontvang, waarom honger en dors ons nie na die gawe van die Gees nie? Waarom praat ons nie daaroor nie, bid ons nie daaroor nie en preek ons nie daaroor nie? Die Here is gewilliger om die Heilige Gees aan diegene te gee wat hom dien, as wat ouers is om goeie gawes aan hulle kinders te gee. Elke werker behoort tot God te bid dat hy daagliks deur die Heilige Gees gedoop mag word. Groepe Christenwerkers behoort saam te kom om spesiale hulp en hemelse wysheid te vra, sodat hulle kan weet hoe om verstandig planne te beraam en uit te voer. Hulle behoort veral te bid dat God sy gekose gesandte in die sendingsveld met ryke mate van sy Gees moet doop. Die aanwesigheid van God se Gees by die werker sal aan die verkondiging van die waarheid 'n krag verleen wat al die eer en heerlikheid in die wêreld nie kan gee nie. Handelinge van die Apostels bladsy 50 en 51. Wil jy die Heilige Gees ontvang? Hoe sterk is jou verlange om die gawe van die Heilige Gees te ontvang? Het jy al 'n algehele oorgawe aan die wil van God gemaak? Miskien wil jy in hierdie einste oomblik daardie volle oorgawe aan God maak. As dit jou begeerte is, kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons kom weer eens in hierdie oomblik na U toe. En ons bid dat U ons daadwerklik sal invul met die Heilige Gees. Ons bid, Heer, dat ons 'n volle oorgawe aan U as ons God sal maak. Ons bid dat ons die volle invulling van U Heilige Gees sal kan ervaar. Ons bid dat God die gawe van die Heilige Gees aan elke familielid, aan elke vriend en elke kerklid sal skenk. Ons bid dat die Heilige Gees ons sal bemagtig om ten volle berou te hê oor enige iets wat ons verbintenis met U in gevaar stel. Ons bid dat die Heilige Gees ons sal bemagtig om effektiewe getuies vir U te word. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen.